Sondagoggend 12 Julie. Voordat ons die seën van die Here op ons erediens vra, baie welkom aan almal. Dit is 'n voorreg om saam met julle vandag hier te wees. Is altyd 'n voorreg om die woord te deel. Die oomblik as jy inskakel, kyk net dat jou mikrofoon af is, dat ons die Here kan eer en dien op 'n baie wonderlike manier. Weereens welkom van my kant af. Die inspirasie van vandag se erediens het ook maar uit die week uitgekom, toe van hierdie klein riviertjies wat die dorp omring waar ons bly, ook hier in Hawke's Bay, ewe skielik uit hulle nate uitgebars het. Eintlik in 'n kwessie van 'n paar ure van stroompies in stormwater verander het. En dit het my laat dink aan hierdie kosbare oomblik wat ons vandag met mekaar gaan deel en wat ons daaruit kan leer. Maar voordat ons dit doen, kom ons vra die seën van die Here. Hemelse Vader, as ons by mekaar is, eer ons U naam, U wat ons geskape het na U beeld en U wat elke dag na ons kyk. Jesus Christus, wanneer ons vanmôre by mekaar is, prys en loof ons U oor bloed wat ons vrygemaak het en 'n lewe wat gegee is sodat ons kan leef. Heilige Gees, wanneer ons vanmôre by mekaar is, wil ons elke dag U teenwoordigheid prys, U leiding, U insig, U sorg. Aan U drie-enige God kom toe alle eer tot in ewigheid. Amen. Ons lees vandag uit 2 hoofstukke uit, Joshua 3 en Joshua 4. Die eerste gedeelte wat ons lees is uit Joshua 3. Ek lees uit die 2020 vertaling, Joshua 3, en ek gaan lees vanaf vers 9, en dan lees ons in hoofstuk 4 in tot en met vers 3. Maar daarmee saam ook 'n paar verse verder uit hoofstuk 4, vers 19 tot 24. Maar ek sal dit aankondig as ons daar kom. Kom ons lees eers Joshua 3 vanaf vers 9. Joshua het vir die Israeliete gesê: "Kom nader en luister na die woorde van die Here, julle God." Joshua het ook gesê: "Hierin sal julle weet dat die lewende God in julle midde is, en dat hy beslis die Kanaaniete, die Hetiete, die Jewiete, die Feresiete, die Girgasiete, die Amoriete en die Jebusiete voor julle sal verdryf. Kyk, die verbondsark, die Heer van die hele aarde, gaan voor julle uit, die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, 1 man vir elke stam. En wanneer die voete van die priesters wat die ark van die Here, die Heer van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan tot rus kom, sal die water van die Jordaan, die water wat van bo af kom, afgesny word en in een massa opdam. Toe die volk wegtrek van hulle kampplek om die Jordaan oor te steek, was die priesters wat die verbondsark dra voor die volk. Die Jordaan loop die hele oestyd kant en wal, maar net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die voete van die priesters wat die ark dra in die water ingaan, het die water wat van die bokant af kom, gaan staan. Dit het 'n wal gevorm en opgedam, baie ver terug, van Adam, die dorp langs Saretan. Die water wat na die see van die Araba, die Soutsee vloei, is volledig afgesny. Die volk het toe deurgetrek, reg teenoor Jerigo. En terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, het die priesters wat die verbondsark van die Here dra, in die middel van die Jordaan, stewig op droë grond gestaan, totdat die hele nasie die deurtog deur die Jordaan voltooi het. Toe die hele nasie die deurtog deur die Jordaan voltooi het, het die Here vir Joshua gesê: "Neem vir julle 12 manne uit die volk, 1 man uit elke stam, en gee hulle die opdrag: tel vir julle 12 klippe op, daar in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters stewig staan.
Neem dit saam met julle deur die rivier en sit dit neer op die plek waar julle vannag gaan oornag. En dan weer vanaf vers 19. Die volk self het uit die Jordaan opgetrek op die 10de van die eerste maand. Hulle het kamp opgeslaan by Gilgal aan die oosgrens van Jerigo. Daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua in Gilgal opgerig. Hy het vir die Israeliete gesê, as julle kinders in die toekoms vir hulle ouers vra, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle aan julle kinders verduidelik. Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek. Want die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat opdroog, totdat julle deurgetrek het. Soos wat die Here julle God gedoen het met die Rietsee, wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Sodat al die volke van die aarde mag weet dat die hand van die Here sterk is. En sodat julle vir altyd vir die Here julle God ontzag sal hê. Ons lees vandag net tot hier, geliefdes. Voordat ons saam luister aan hierdie kosbare gedeelte en wat dit vir ons sê, kom ons sluit eers ons oë. Hemelse Vader, Here, ons kan in ons lywe voel dat dit winter is. Dis koud buite en elke oggend wanneer die son opkom, is daar ys of dou of nattigheid op die gras, Here, en die oomblik as die son daaroor val, die blink, dit laat 'n mens verstom staan. Deur net na die natuur te kyk, Here, is 'n mens vervul met ontzag vir hierdie groot hand, wat alles geskep het, wat steeds bly skep. En daar dieselfde hand, Here, wat besig is in ons lewens. Ook in hierdie week kon ons weer sien, en dankie vir die reën, Here, kon ons weer sien hoe iets wat ons elke dag ken en elke dag saamleef, ewe skielik in 'n oomblik kan verander. 'n Kabbelende stroompie, 'n siedende stuk vloedwater, binne enkele ure. U is in beheer, Here. U is daar by ons kabbelende stroompies, U is daar by ons vloedwaters. U is daar wanneer ons met ontzag gevul is oor alles wat ons sien. U is daar, Here, wanneer ons baie keer bekommerd is of besorg is oor iets wat ons voel buite ons beheer is. U is teenwoordig in ons lewens elke dag. Ons, Here, is ongelukkig die mense wat dit baie keer vergeet. Ons is dikwels die mense wat leef asof alles van ons afhang. Asof elke besluit my op my eie laat en elke keuse op my eie gemaak word. Ek weet ek moet U in alles ken, Here. Ek weet ek moet meer van my lewe deel, want U weet alles. U weet wat in my gedagtes omgaan voordat daar 'n woord op my tong kan lê. Ek weet hierdie dinge, Here. Daarom deur U Heilige Gees bly met my besig, Here. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie vir al U krag en U almag en U sorg en U liefde in ons lewens elke dag. Amen. Dit was 'n kosbare oomblik waarvan ons lees in Deuteronomium 34, die vorige boek wat afsluit. Dis die einde van Moses se lewe, dis die einde van Moses se pad saam met die volk. God het hom gaan uithaal toe hy sy skoonpa se skape opgepas het, deur ver terug. En God het aan hom 'n opdrag gegee om sy volk te gaan haal. En vir 40 jaar het hy saam met hulle geloop, saam met hulle geleef, ook saam met hulle foute gemaak dikwels. Baie keer ongehoorsaam, ander keer hardkoppig, baie keer net ondankbaar. En nou in Deuteronomium 34 bring God hom vir oulaas terug
net voor die beloofde land. En God laat hom op 'n berg staan, die Nebo-gebergte. En op hierdie stadium is Moses 120 jaar oud en God wys vir hom die beloofde land wat sy nasate gaan ingaan, wat sy mense gaan ingaan. Want God hou sy woord. God wys vir Moses, Deuteronomium 34, hoe dit lyk as die Jordaan oorkruis word, so reg oorkant Jerigo. Moses se oë is nog goed, lees ons, en sy kragte is nog daar. Ons lees dit in vers 7, Deuteronomium 34, maar Moses se tyd is om. Net daarna sterf Moses. En dan lees mens die mooi versie in daai hoofstuk wat sê, God het hom begrawe. God het vir sy seun gesorg. Niemand weet vandag waar die graf is nie, dit maak ook nie saak nie. Maar net voordat Moses sterf, trek hy 'n jong man nader. Die jong man se naam is Joshua en hy lê die hande op hom en hy seën hom en hy rus hom toe. En hy vra vir God om by hom te wees. En dan besef 'n mens, hier breek 'n nuwe bedeling aan. In Moses se tyd het hulle 'n wonderlike gebeurtenis gehad, Eksodus 14, toe hulle uit Egipte uitvlug en die Rietsee gaan oop. Daardie dag het die see voor hulle gelê, dit was 'n groot uitdaging. Voor hulle het 'n woestyn gelê waar hulle 40 jaar sou leef, hulle het dit nog nie geweet nie. Maar dan steek Moses sy hand uit en daai Rietsee kloof oop. God stuur die ooswind en dit vorm walle water. En dan kan die volk deurtrek. Hierdie volk saam met Moses, hulle eerste tree na vryheid toe, was op droëgrond. Droëgrond waar daar eens seewater was. Maar nou breek 'n nuwe bedeling aan. Nou is die tyd reg om 'n Jordaan oor te steek. Nou is die tyd reg om die beloofde land te gaan inneem. En Joshua is die man wat lei. Voordat enige iets gebeur, trek God hom nader en hy sê vir hom 3 goed. Soos met Moses, as ek by jou is, sal niemand teen jou stand hou nie. Soos met Moses, as jy in my teenwoordigheid leef, sal jy sterker wees as enige volk wat voor jou is, enige vyand, selfs enige opstandige iemand in jou eie volk. 'n Tweede ding wat hy vir hom sê, hy sê ek maak jou dapper en ek maak jou sterk. En 'n derde ding, ek gee vir jou aansien. Die woord wat gebruik word, ek laat jou groot word. Joshua, jong man, ek laat jou groot word in my teenwoordigheid. En dan neem Joshua die aanbod aan. Hy word die man wat voorstap. Hy word die een wat die volk van Sittim bring tot aan die walle van die Jordaan. En dan weer eens 3 opdragte, baie keer 3 goed in hierdie gedeelte. Die volk word gesê hulle gaan deurtrek oor 3 dae. En dan word hulle gesê daar's 'n sekere manier waarop dit gaan gebeur. Die priesters gaan voorloop met die ark van die verbond. Heel waarskynlik op hulle skouers, want hulle moet deur water gaan. En dan 900 meter, 2000 L agter die priesters, moet die res van die volk deurtrek. En dan 'n derde ding. Hulle moet hulle self heilig. Daar moet rituele wees waar hulle fokus net op God plaas vir hierdie tyd wat nou kom. Want sê vers 10, God is in julle midde. Elohim Chaim, die lewende God is hier. Die lewende God is in julle midde. Vergeet die volke met hulle dooie afgode. Die lewende God is by julle. Op 'n stadium sou Jesus in die Nuwe Testament sê, Matteus 22 vers 32, die God wat julle dien is die God van die lewendes, nie die God van dooies nie. Onthou dit. Die lewende God is in julle midde. En nou is die volk gereed om deur te trek. Daar word gesê as die priesters voorloop met die ark 900 meter agter hulle, die oomblik as hulle voet in die water sit, sal die water opdroog. Nie dat dit nodig is nie, want die Jordaan is nie baie diep nie. Party plekke net 'n half meter diep, kabbelende stroompie.
Daar is baie plekke waar hy 3 meter diep is, maar jy gaan weet waar om deur te gaan. En hierdie is waarskynlik een van die deurgange reg oorkant Jerigo, 'n half meter diep, 30 meter wyd. Is eintlik so groot kontras teenoor die Rietsee waarmee hulle 40 jaar gelede die woestyn ingekom het. Want daai was 'n see en dit was walle water toe hulle op droë grond deurgaan. So hierdie gaan nie 'n groot probleem wees nie. Die oomblik as die voet uitgesteek word en die voet word in die water gesit, gaan die water weer eens skei. Maar dan kom jy agter hier's 'n probleem. Hierdie ding gebeur nie in 'n gewone tyd nie. Hierdie opdrag gebeur nie in 'n kabbelende stroompie seisoen nie. Hierdie opdrag gebeur in die vroeë lente. In die vroeë lente lyk hierdie rivier anders. Soos wat ons riviere in hierdie week weer anders gelyk het. In die vroeë lente smelt die sneeu op die Harmonberg en kom dit alles af. In die vroeë lente val die reën. In die vroeë lente word hierdie stroompie 'n siedende watermassa. Partykeer 5 keer dieper as gewoonlik en 'n halwe myl breed. Die Jordaan wat die dag oorgesteek moet word, is nie 'n kabbelende stroompie nie. En nou kom jy een ding agter. Eksodus 14 se oopgekloofde Rietsee was 'n baie beter toneel. Want God het voor die tyd laat Moses sy hand uitsteek en die water skei. God het voor die tyd die ooswind gestuur om die water te laat opdam. Die eerste tree wat hierdie ouens gegee het was op droë grond. Die eerste tree wat hierdie volk moet gee, is in 'n stormwater rivier in. En nou wonder 'n mens, is 40 jaar genoeg gewees? Is 40 jaar genoeg om te leer van vertroue? Is 40 jaar genoeg om te leer van gehoorsaamheid? Is 40 jaar genoeg om te leer, om te weet God sal sorg? As hy hierdie bevel gee, doen dit, sal hy sorg. Hy sal voorsien. Is 40 jaar genoeg? Ek en jy ken vloedwaters in ons lewens. Ons ken dit. Ons was ook al daar gewees. Die oomblik is daar nog 'n kabbelende stroompie in jou lewe en die volgende oomblik word dit 'n vloedrivier. Die een oomblik alles nog reg, alles nog mooi, die volgende oomblik 'n siedende watermassa wat alles meesleer, wat alles verander, wat alles moeilik maak. Dit is maklik om die stroompies in 'n mens se lewe oor te steek. Dit is moeiliker as die rivier in vloed is. Dit is moeiliker as die water meer dreigend, meer gevaarlik, meer erg is. Dis dan wanneer 'n mens op jou geloof moet staatmaak. Dis dan wanneer jy moet vertrou. Dis dan wanneer dit nie meer gerieflik is om te glo nie. Dis dan wanneer dit nie meer gemaklik is om te glo nie. Op 'n stadium baie lank hierna sou die profeet Jesaja hierdie wonderlike woorde neerskryf oor oomblikke soos die. Moenie bang wees nie, Jesaja 43. Moenie bang wees nie, ek sal jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. Jesaja 43. Woorde vir oomblikke soos hierdie. Daar's eintlik 'n stuk ironie. Hier waar die rivier moet oorgaan, 18 kilometer verder, loop die rivier in die dooie see in. So hulle kon om die dooie see trek. As hulle Kanaan van die suide af ingegaan het, was daar nie 'n Jordaan om oor te steek nie. Maar nou sê God, dis hier waar julle oorgaan. Nie oor 'n stroompie nie. Oor 'n siedende vloedrivier. Wat sou die sinvolle ding wees om te doen? Dit sou sinvol wees om te wag. Om langs daai rivier te staan
en te wag. Dit sou sinvol wees om bietjie tyd te spandeer. Dis nie 'n woestyn hier nie, jy kan oorleef daar langs die rivieroewers. Dit sou sinvol wees om te wag dat 'n vloedrivier wat vinnig opkom, weer vinnig afloop, miskien 'n week of 2. Wag die volk? Nee. Die opdrag is om nou deur te gaan. Die opdrag is om hierdie rivier oor te steek, terwyl hy in vloed is. Terwyl dit gevaarlik is. Terwyl dit erg is, terwyl dit traumaties is. Want hoe groter die gevaar, hoe groter die krag van God. Hoeveel meer om te wys. En dan gee die priesters die eerste tree. Nie soos by die Rietsee op droë grond nie, maar die eerste tree in vloedwater in. En dan gebeur dit. Die rivier dam weer op. Die rivier dam op, soos wat hy opgedam het met die Rietsee. Die rivier dam op tot 30 km terug, die dorpie Adam. Die rivier dam op. En die mense kan droogvoets deurtrek. Terwyl hulle doen, terwyl die priesters bly staan, trek die volk deur en dan kom die opdrag om 12 klippe op te tel, uit die rivierbodem uit. 12 klippe wat opgetel moet word, een man uit elke stam, sodat wanneer hulle aan die ander kant kom, daar 'n gedenkteken gebou kan word. 12 klippe. Joshua tel self 12 klippe op en hy bou 'n gedenkteken in die rivier, want God het gesorg. Maar die 12 manne vat die klippe en dan gaan bou hulle 'n gedenkteken by Gilgal naby Jerigo. Hoekom? Want Joshua 4 sê, daar's weer 3 goed wat moet gebeur. Julle moet onthou, as julle kinders in die nageslag vra wat hier gebeur het, julle moet onthou, God het julle deur droë grond laat natrek. Geen net gou 'n oomblik, ek wil net gou die gebeur, sodat die volk kan onthou, hulle het op droë grond deurgetrek. 'n tweede ding wat moet gebeur, die volke in hierdie nuwe land moet besef, hier is 'n God met 'n baie sterk hand. En die derde ding wat seker die belangrikste is, hierdie volk moet onthou om ontzag te hê. Dis wat hierdie klipstapel moet sê. Jy moet onthou en vir jou kinders vertel, jy het op droë grond deurgetrek. Die volke wat hierdie ding gaan sien moet onthou, hierdie God het 'n sterk hand, hierdie lewende God. En 'n derde belangrike ding, jy moet ontzag hê vir hierdie God. Daar moet respek wees. Nou kan ek vanmôre vir jou sê, ons almal ken vloedriviere. En nou praat ek nie net van goed wat ons oorry en uit visvang en mee besig is nie. Ons almal onthou die vloedriviere van 'n paar jaar gelede ook met siklone. En dis nogal 'n ding van vloedwater. Hulle lyk altyd dieselfde. Het jy agtergekom, maak nie saak hoe die rivier lyk in goeie tyd nie. Die oomblik as dit vloedwater word, is dit altyd hierdie ligbruin massa. Die water trek ook vinniger. Jy weet, dis soos moeilikheid lyk. Dis soos gevaarlik. Jy weet om nie naby te kom nie. Hoe groot uitdaging moes dit nie daai dag gewees het om deur vloedwater te moet trek nie. En ook in ons lewens onthou ons die vloedwater oomblikke. Ek en jy onthou die kere wat ons deur 'n ding moes gaan en ons het nie geweet of ons aan die ander kant gaan uitkom nie. Ek en jy onthou die kere wat ons gevoel het, wat ons nou beleef is moeilik en wat ons nou deurgaan is erg en wat ons nou ervaar is gevaarlik. Almal van ons kan vandag die vloedwater oomblikke opnoem in ons lewens. Maar waar is ons klipstapels? Want dit gaan hier oor vloedwaters en Gilgal klippe. Dit gaan hier oor vloedwaters waardeur ons gekom het en klipstapels wat getuig en sê hoe dit gebeur het.
Ons almal ken die vloedwaters. Maar waar is ons Gilgal-klippe? Een ding wat 'n mens agterkom met Joshua, weer eens eintlik 3 goed. Joshua was van die begin af met God in gesprek, soos Moses. Dit was 'n voortdurende gesprek. Dit was toe 'n lewe in God se aangesig. Dit was toe 'n lewe in God se teenwoordigheid. Somstyds was dit 'n vasberade Joshua wat gepraat het, 'n entoesiastiese Joshua, 'n sterk dapper Joshua, somstyds 'n vreesbevange Joshua, 'n angstige Joshua, 'n bekommerde Joshua. Baie keer het omstandighede verander. Hierdie man het nooit stil gebly nie. 'n Tweede ding wat mense agterkom, dit was van die begin af 'n vaste vertroue. Hoe stuur jy 'n groep priesters met jou kosbaarste besitting, die ark van die verbond met die 2 kliptafels en God se teenwoordigheid voor jou uit in stormwater in? Jy doen dit net met absolute vertroue en volwaardige geloof. 'n Derde ding wat duidelik sigbaar word, gaan nie oor my nie, gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God. Baie keer as ons glo, wil ons ook hê dinge moet loop soos wat ons dit wil hê. Ons wil graag glo, maar dit moet gemaklik en gerieflik wees. Ek wil graag glo, maar dinge moet loop soos wat ek dit wil hê. Ek wil graag glo, maar ek wil die agenda bepaal van my verhouding met God. Ek wil eintlik vir hom sê wat om te doen. Ek wil vir hom sê watter kabbelende stroompie wil ek oorkruis. En ek wil vir hom sê, daar's nie 'n manier dat ek oor vloedwaters gaan nie. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor ons nie. Gaan oor hom. Hierdie oomblik by hierdie vloedrivier was die afsluiting van 'n 40 jare reis. Dit het 'n bietjie gegaan oor die volk. Dit het 'n bietjie gegaan oor die afsluiting van 'n tydperk. Dit het 'n bietjie gegaan oor 'n eindbestemming wat uiteindelik bereik word. Dit het 'n bietjie gegaan oor Joshua. Maar dit het alles gegaan oor God. Dit het alles gegaan oor God. En jy ervaar dikwels eers God se krag as dit nie gemaklik is om te glo nie. En as dit nie gerieflik is om te glo nie. En mense kan ook agterkom dat hierdie ontsag wat die volk moes hê, dadelik oorgegaan het in gehoorsaamheid en volle vertroue. Ek wil gou vir jou vra, as jy iemand in jou lewe het, 'n ander mens wat jy ten volle vertrou. En hierdie mens vra vir jou om iets te doen, dan is dit vir ons maklik om dit te doen. Hoekom? Want jy vertrou hierdie ander mens. Jy weet hulle het jou welwese in hulle oë. Jy weet hulle wil hê dit met jou goed gaan. Hulle gaan nie vir jou iets vra wat dit vir jou moeilik gaan maak nie. Hulle gaan jou nie in die rug steek nie. En hulle gaan jou nie eintlik vir die honde gooi nie. As ons graag iets doen vir iemand wat ons kan vertrou, hoekom sukkel ons? Wanneer die lewende God vir ons vra en met ons praat. Nou kan ek vandag hierdie gedeelte afsluit en sê, maar as jy deur die vloedrivier gegaan het, en almal van ons ken dit, gaan bou jou klipstapel. Kry jou klippe bymekaar en gaan bou jou klipstapel. Gaan bou hierdie stapel, gaan bou hierdie herinneringsteken wat kan getuig. Maar dis nie wat ek vandag vir jou gaan vra nie. Die opdrag is nie gaan bou die klipstapels nie. Die opdrag is, word die klipstapel. En dis my en jou opdrag. Na elke vloedrivier, na elke stroompie wat ewe skielik verander het, na elke uitdaging, na elke moeilike tyd, word die klipstapel.
Lewer die getuienis wat daai stapel klippe moes lewer. Lewer die getuienis hoe God jou hier deurgebring het. Lewer die getuienis van sy krag, sy sorg, sy teenwoordigheid. Lewer die getuienis sodat ander volke kan hoor, al spot hulle met hom. Lewer die getuienis sodat jy ontsag kan bly hê voor die God voor wie jy leef. Romeine 12 stel dit eintlik baie mooi. Paulus, eeue later, word die lewende, heilige offer, wat vir God aanneemlik is. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar verander voortdurend julle denke. Word die klipstapel. Nie om in die wêreld gelykvormig te word nie, maar om uit te staan. Gaan staan uit. Ontlok 'n paar vrae. Hoe het jy hier gekom? Hoe dinge gebeur? Wie het jou hier deurgedra? Word die klipstapel in mense se lewens. Nadat Jesus besig was om op te vaar, het die finale opdrag ook gekom. Die groep mense wat nie geweet het wat nou voor hulle lê nie, net soos hierdie Israeliete nie geweet het hoe lyk die beloofde land nie. Dit kom die opdrag van die Here. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. Julle gaan my klipstapels wees wat getuig. Wat 'n voorreg en wat 'n oomblik. Nie net om te getuig van vloedriviere nie, maar om deel te wees van klipstapels wat nooit ophou praat nie. Amen. Ek wil juis ons erediens afsluit met die teksgedeelte waarna ek verwys het uit Jesaja 43, wat my ook aan hierdie oomblik laat dink het. Ek lees vanaf vers 1, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur 'n vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Amen. Here, in my lewe is daar vloedriviere, maar daar is ook gilgalklippe. Daar is uitdagings, daar is oomblikke van spanning, daar is oomblikke van gevaar, daar is nuwe horisonne wat my benoud maak, daar is goed waardeur ek moet gaan. En elke keer, Here, wil ek die klipstapel wees. Ek wil oor U praat, ek wil van U getuig. Ek wil sê hoe U my deur dinge dra. Ek praat nie die stormwater weg nie, Here, dis daar. Maar ek wil getuig van wat U doen, terwyl ek daar moet deurgaan. Dankie, Here, dat ons U mag ken, dat ons in U teenwoordigheid mag leef, dat ons in U krag kan funksioneer. Amen. Geliefdes, ons is volgende Sondag weer terug in albei plekke. Ons is 10:00 in Clive in Hawke's Bay en ons is 4:00 St. Albans daar in Palmerston Noord. Dis die laaste Sondag van die vakansie, so ons kinders moet ook hier die laaste paar dae geniet. 'n Paar verjaardae tot en dan. Ek hoop die ouens wat in hierdie week verjaar het ook lekker verjaar. Christopher Joen die 10de, Dani Miller die 11de, ook Bertha Erasmus die 11de, en dan nou vandag op die 12de,
word my eie kind ook jarig. Kara, sy verjaar vandag. Môre die 13de Bertus Roos. Peer Venter die 14de. Op die 15de is weer 'n lekker handvol. Sonja Bester, Christo die Jager en Herman Bardon en Jack Burger op die 17de. Ek hoop dis 'n wonderlike nuwe lewensjaar vir almal van julle. Kyk mooi na mekaar, geliefdes. Kyk mooi ook na dit wat God om jou sit en dank hom vir elke oomblik in jou lewe. Mag dit goed gaan met almal van julle. Vrede.